van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawe geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werk om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Ek praat weer hier van die agape liefde. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger. Hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. Daarom, broers, susters, kan ek ook sê, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en gekies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. My prediking handel vanoggend dan ook rondom die 10de vers. En dan sal daar vir julle 'n vrye geestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Vers 12. Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner. Al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner solank as ek nog lewe. Ek weet dat my dood nie meer ver is nie. Ons Here Jesus Christus het dit trouens duidelik aan my bekend gemaak. Daarom sal ek my daarvoor beywer, dat julle ook na my heen gaan, altyd hierdie dinge sal onthou. Tot sover. Vanoggend se tema, jou roeping en jou verkiesing, kan ek dalk ook omdraai en sê, jou verkiesing en jou roeping. Jy word deur God verkies, die uitverkiesing, en hy is die een wat jou na hom toe trek, of jou roep. Die tema draai vanoggend rondom vers 10, en ek lees weer die 83 vertaling. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. Die ou vertaling sê, nou julle gaan my hoor, ek gebruik nogal redelik die ouer, die 53 vertaling, en dan moet julle maar net gaan kyk as jy een het. Ek persoonlik hou meer van die 53 vertaling,
omdat ek gereeld uit die oorspronklike tale uitwerk. Daarom, broeders, hoor nou die verskil, moet julle heel des te meer beywer, nog baie dieselfde as die 83, om julle roeping en verkiesing, en hier kom die verskil, sê hy, vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Die Griekse woord wat hier vir beywer gebruik word, druk die volgende uit. Dit is om die erns van hierdie saak te beklemtoon. Dis ook om ywerig van hart te wees, om geesdriftig met erns te wees. Nou die laaste een waarvan ek baie hou, om vurig oor die saak te wees. Die Griekse woordeboek beskryf die woord beywer soos volg: om in 'n haas te wees, om ywerig vlytig te wees, om in hierdie saak uitsluitsel te kry. Laastens, om seker te wees. Verder beskryf hierdie woord die belangrikheid van die saak. Judas skryf in sy brief, dis 'n baie mooi brief, julle moet hom bietjie gaan lees, vers 22 en 23, en dis vanoggend net vir julle om die belangrikheid van hierdie saak uit te druk. Skryf hy oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te ruk, oor ander moet julle met versigtigheid ontferm, en verafskie selfs die klere wat deur hulle sondige liste besmet is. Nou kan jy my vanoggend vra, Dominee, hoekom preek jy vanoggend oor my roeping en verkiesing? Want dalk sê jy vanoggend vir my, ek het in 'n Christenhuis groot geword. Wat mooi is, ek lees my Bybel en ek bid elke dag, wat ook mooi is. En ek het belydenis van geloof afgelê. Nou wil ek al vanoggend vir jou sê, ek twyfel nie dat jy al hierdie dinge gedoen het nie, maar dan kan ek jou eerder vanoggend so vra. En as ek vanoggend hierdie dinge vir julle sê, dan is dit nie veroordelend nie, maar ek glo dis die hart wat die Here my gegee het rondom hierdie saak. Of dalk moet ek eerder vanoggend dit so vir jou vra. Waar lê jou geloof? Is jou geloof dat jy in 'n Christenhuis groot geword het? Of is jou geloof dat jy elke dag Bybel lees en bid? Of is jou geloof dat jy belydenis van geloof afgelê het? Nou ek weet, belydenis van geloof aflê het ten doel dat jong mense wat hier voorkom staan, belydenis doen van hulle geloof. Tog weet ons dat daar vandag baie jong mense nie meer kerk toe kom. Dis vir my 'n baie hartseer saak in ons kerk. En dan verwys ek nie na Botsburg Wes waar vanoggend kom preek het, maar verwys na die NG Kerk as geheel. Ek weet die sit vanoggend mense wat dalk vanoggend sit met vertwyfeling in jou hart. Ek weet ook die sit vanoggend mense wat sekerheid van saligheid het. Dalk sit die mense wat geen sekerheid het van saligheid nie. Nou kan jy vanoggend vir my sê, dalk voel jy in jou hart, ek is veroordeel. Ek is nie. Ek is net eerlik en opreg. Dis vanoggend met die Here se hart, dat ek vanoggend hierdie woord ook vir julle kom bring het. Is dit nie immers waarom die Here Jesus aan die kruis gehang het nie? Lukas 19 vers 10 sê, hy het gekom om te soek en te red
wat verlore is. Romeine 3:23 sê, ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Alle mense moet gered word. Ons belydenisskrifte onderskryf dit tog. Ons gaan terug na ons geleesde gedeelte en ek wil graag vir julle vanoggend iets belangriks wys. Vers 1 staan daar, die nuwe vertaling lees, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Eenvoudig sê Petrus en praat van hulle wat dieselfde geloof as hulle wat die apostels was ontvang het, ooreenkomstig die evangelie. Die ou vertaling lees ons so 'n bietjie anders. Aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, hoor mooi, deur die geregtigheid van ons God en saligmaker Jesus Christus. Hierin lê die kruks van die saak, en dit wat Petrus in sy tweede brief geskryf het. Hierdie kosbare geloof verwys Petrus na die manier hoe Christus redding bewerkstellig het vir hulle wat in hom is, wat aan hom behoort. Hulle wat tot inkeer gekom het. Met ander woorde, Christus se kruisiging en sy opstanding. Dit wat die Here Jesus vir ons kom bewerk het. Die volgende punt wat ek baie graag vir julle wil uitlig, en is die ou vertaling vir my bietjie meer getrou aan die Grieks. Gebruik Petrus nes Paulus die Griekse woord vir geregtigheid. Die kaiosune, dieselfde woord wat daar gebruik word. Met ander woorde, God se geregtigheid, nie my en jou geregtigheid nie. Hierdie geregtigheid van God is soos Paulus beskryf in 2 Korintiërs 5:21, want hy wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wat is hierdie woord geregtigheid? In die Ou Testament was hulle howe redelik eenvoudig gewees. Hulle het regter gehad, hulle het 'n aangeklaagde en een wat aangekla het gehad. Elkeen het sy saak gestel en dan moes die regter uitsluitsel gee wie is skuldig en wie is nie skuldig nie. Nou Paulus en Petrus hulle gebruik hierdie woord in dieselfde gedagte. God is regter. Ek en jy staan in die beskuldigde bank. Saam met my in die beskuldigde bank sit Christus. God kla aan, want dit is sy regverdige oordeel. Ek en jy skuldig en doemenswaardig voor hom. Maar God het sy seun gegee om in ons plek as beskuldig te staan. Daarom word ek en jy vrygespreek. Dis hoe hulle die woord geregtigheid hier gebruik, op grond van dit wat die Here Jesus aan die kruis en in sy opstanding bewerk het. Vers 2 sê hy, mag genade en vrede vir julle toeneem. Julle wat in hierdie geregtigheid van Christus tot 'n nuwe mens gemaak is deur die wedergeboorte. Vers 3, dan verklaar hy verder, hierdie goddelike krag waarmee Christus Jesus uit die dood opgewek is, heers nou in jou lewe en is tot jou beskikking deur die Gees wat in ons woon. Daarom heers die sonde nie meer oor jou nie. Daarom kan die sonde
nie meer oor jou heers nie. Vers 4 van Petrus verder. Hierdie geloof is aan jou geskenk deur die wedergeboorte. Wat sê hy? Sodat julle deelgenote kan word van hierdie goddelike natuur. Ek en jy is van nature nie in staat om so te kan wees en so te kan leef nie. Maar deur die Gees wat in sy kinders woon. Paulus skryf in Korintiërs, ek moet minder word en Christus moet meer word. Op grond van wat hy gedoen het, kan ek die wêreld oorwin. Kan ek die sonde oorwin? Kan ek nee sê vir die sonde, want as die versoeking gekom het, dan ook die uitkoms. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. En saam met die versoeking kom ook die uitkoms. Daarom staan daar in verse 5 tot 8, moet jy hierdie geloof, want jy is geregverdig in Christus Jesus, alles in die stryd werk. Wat beteken dit? Dis nie maklik nie. Dis moeilik. Maar wees gerus, want hy het reeds oorwin. Hy het reeds die oorwinning behaal. Alles binne jou vermoë om jou geloof te verryk met deugdsaamheid. Met alles wat goed is, soos die woord leer, wat reg is. Hierdie oogtraan en vreeslik. Hierdie deugdsaamheid met kennis, wysheid begin by die dien van die Here. Laat julle denke vernuwe word deur Christus Jesus, skryf Paulus in Romeine 12 vers 1 tot 2. Dit word gedoen deur elke dag tyd saam met die Here in woord en in gebed. Dit wat Paulus hier in vers 5 tot 8 geskryf het, kom ek sê dit vir julle in eenvoudige taal. Woord en gebed. Dis waar jy groei. Dis waar hierdie dinge wat die Here aan die kruis bewerk het, want Paulus skryf, Petrus skryf in die vorige verse, dat die goddelike natuur in julle woonagtig is. Paulus skryf, soos 'n atleet om volhard in hierdie wedloop, so moet ek en jy in hierdie wedloop begin jou dag by die Here. Dis waar jy groei, het jy dit geweet. Dis waar jy groei in jou geloof, is tyd saam met die Here, in woord en gebed, in die dag, in die oggend as jy daarvan opgestaan het, kan jy hierdie dag ingaan met 'n sekerheid dat die Here dit wat die tyd wat jy saam met hom spandeer het, dat jy in hierdie dag sal staande bly. Hierdie konstante kennis, hierdie elke dag tyd saam met God in woord, bring selfbeheersing. Deur te volhard in selfbeheersing, soos 'n atleet om inoefen, om suksesvol te wees in die wedloop, soos dit ook in my en in jou geloofslewe. Hierdie godsvrug met liefde en die liefde onder mekaar. Hierdie agape liefde waarvan ek gepraat het, nie menslike liefde nie, maar goddelike liefde. Hierdie liefde is nie 'n liefde wat alle mense besit nie, maar ons word dit deelagtig deur die wedergeboorte. Daarom sal hierdie liefde in jou toeneem vir alle mense. 10de vers, Johannes 3, vers 16. So lief het God die wêreld gehad. En as hy jou sy eie kom maak,
En kom sit hy daardie liefde ook vir 'n sondige wêreld ook in jou hart. Vers 8. As jy hierdie besit, sal jy met ywer deur Jesus Christus beter leer ken. Sal die begeerte in my hart wees om tyd saam met hom te spandeer. Vers 9, as hierdie dinge in jou lewe ontbreek, dan het ek 'n probleem. Dan sit ek eintlik met 'n groot probleem. Maar gelukkig los Petrus, hulle wat in twyfeling is, hulle wat in twyfeling verkeer, los hy hulle nie daar nie, vers 10 en 11. Daarom moet julle beywer om hierdie roeping verkiesing vas te maak, sodat julle nie weer struikel nie weer sal twyfel nie, sekerheid van saligheid mag besit. Ek het in 'n pastorie groot geword. Ek het self geleer as predikant. Dis in my 2de jaar wat ek die Here Jesus vir die eerste keer werklik waar leer ken het. En sekerheid van saligheid gevind het. Nou, ons word in die kerk groot. En daar ontstaan vertwyfeling, dalk omdat ek nooit die geleentheid gehad het om die Here Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker nie. 1 Johannes 5, vers 11 tot 13 staan daar, hy wat die Seun het die lewe. Maar dan sê hy ook, hy wat die Seun nie het nie die lewe nie. Saulus, pad na Damaskus, omstraal 'n wit lig om uit die hemel en hy val op die grond neer. En die Here Jesus sê vir hom, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Ek is Jesus van Nasaret wat jy vervolg. Paulus self kom tot inkeer. Johannes, hoofstuk 20, met die opstanding, toe die vroue na hulle toe kom, aangehardloop en sê, ons het die Meester gesien. Toe hardloop hy Petrus en Jakobus na die graf toe en hy is eerste in die graf ingekom. Wat staan daar in die evangelie van Johannes? En hy het geglo. Thomas, wat Didimus genoem was die eerste keer toe die Here aan hulle verskyn het hy gesê, ek sal glo as ek my vingers in sy hande en sy sy steek. Die tweede keer toe die Here kom, toe was Thomas daar. Wat was Thomas se woorde? My Here en my God. Paulus skryf in Romeine, hy wat met sy mond bely en met sy hart glo, sal gered word. As jy die Johannes Evangelie bestudeer, veral in die 15de en die 17de hoofstuk, dan staan daar, die Vader trek ons na hom toe. Christus red hulle wat die geloof aanvaar. En die Gees van God kom wederbaar ons tot kinders van die lewende God. Romeine 10:17 sê, deur die gehoor van die evangelie en deur geantwoord op die evangelie kom ons tot inkeer. Jesaja wat skryf, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jy skarlaken, jy sal dit word soos sneeu. Miskien is dit vanoggend vir jou snaaks, omdat jy dalk vanoggend die woord so gehoor het. Johannes 16 vers 8 sê, die ou vertaling sê, en as sy kom, dis die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde, regtigheid en die oordeel. Ek is 'n sondaar,
Ek het God se geregtigheid in my lewe nodig om die oordeel vry te spring. Johannes 1:12 ken almal so baie goed, maar aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kind van God te word. Vers 13 sê, nie deur die besluit van 'n mens nie, maar deur die wedergeboorte. Petrus skryf aan die gemeentes, se algemene brief, skryf hy vanuit Jerusalem hierdie dinge, ook vir mense wat in die kerk groot geword het, want mense sit met vertwyfeling in die kerk. Dit is nie verkeerd om met vertwyfeling te hê nie. Ek dink dis die wonderlikste ding wat kan gebeur. Die feit is, ek moet sekerheid hê waarheen ek gaan. En as die Here vanoggend dalk met jou gepraat het, die Here vanoggend met jou hart gepraat het, dalk vir die eerste keer vir jou aangespreek het. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. God se genade is baie groter as dit. God kan kerkmense ook red. Oom Angus Bakken, wat baie van julle ken, het gesê, in heaven will not be good people, but sinners that are saved by grace. Paulus skryf in Romeine 1, uit genade is julle gered. En dit wil ek vanoggend uit my hele hart by jou los vanoggend. Het jy sekerheid van saligheid? Jy sekerheid dat as jy tot sterwe kom, dat jy by die Here Jesus sal wees, nie omdat jy in 'n kerk is, of in 'n Christenhuis groot geword, Bybel lees of bid nie. Ek wil kortliks afsluit met my getuienis wat my gebeur het. Behalwe dat ek in 'n pastorie groot geword het, my tweede jaar, my vrou was die reeds, of in ons eerste jaar wat ons getroud is, het ek 'n boek gelees van wyle Dr. Willie Maree, en moet ek 'n dag op 'n datum hê. Mas April 1996, ek die boekie gelees, ek onthou nie meer wat ek gelees het nie, maar ek onthou hierdie een ding, toe die Gees van God na my toe gekom het, terwyl ek op die bed lê, en vir my gesê, ek ken jou naam nie. Waarom staan daar? En elke gelowige word naam gegee, ken jou naam nie. 6 maande het ek aan 'n worstelstryd met die Here gegaan. Ek leer vir predikant. Ek was een van die jeugleiers gewees, ek was diaken in die kerk gewees. Ek het die EE3 gedoen, vir die Here gesê. Ek was eintlik vir 6 maande baie kwaad vir die Here gewees, want hoe durf hy van my sê, hy ken my nie. Maar krisis wat die Here op my pad gestuur het, in daardie tyd waaroor ek baie dankbaar was. 12 November 1996 vir die eerste keer in my lewe besef ek sy helverdiende sondag. Ek is op pad nie aan toe. En ek besef dit wat in Johannes 16 staan, sonder geregtigheid die oordeel. Was nie iets waals nie. My vrou geroep en gesê, kom bid saam met my knieë gegaan. Johannes 1:12 en ek Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker. Iemand ek besluit het, maar omdat hy getrek het, my na hom toe getrek het, my oë en ore geopen, sodat ek gehoor dat tot geloof kon kom. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ek gaan die vrymoedigheid neem om te vra, is daar enige iemand wat die Here vanoggend aangepraat het? Ons hou ons oë toe, steek net jou hand op, en dan kan jy hom weer wegsak, ek sal dit vir jou. Is daar enige iemand? Dankie. Ons hou ons oë gesluit, Here, dierbare Here.
Dankie vir hierdie woord, dankie vir daardie een wat u woord gehoor, afgeslaan het op die woord. Kom raak daardie een aan, daar waar die persoon sit, Here. Dankie dat ek mag bid, dat daardie een by u voete mag sit en mag los, en sê, Here, ek is net die instrument. Dit is u woord wat ek gesaai het. Dit is u wat salig maak. Baie dankie daarvoor, Here. Ek kom bid vir hierdie gemeente, Here, in 'n tyd waarin hulle nie verwag het dat hulle sou nie, maar dit het gebeur. Ons kom bid vir daardie een wat hierdie slegte daad gedoen het, Here. In plaas van hom om te verwens, wil ek vra, Here, dat hy tot inkeer mag kom, dat hy genade mag vind, en dat hulle wat met hierdie seer sit, dat hulle hom sal vergewe, sal vryspreek. Dankie dat ek daarvoor kan bid, Here. Dankie vir genade, u liefde en u trou. In Jesus naam bid ek dit. Amen.